Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir ons se koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Met Cornelissen. Ons begin by die Afrikaners wat in Amerika aangekom het. Ja, hierdie kom nou al eintlik maande aan, so en toe het hulle op die vliegtuig geklim die naweek en hulle is hier weg by ORT en nou het hulle aan die ander kant aangekom in die VSA. Daar is hulle ingewag, dis nou die groepe families met die kinders, onder andere deur verskeie hoëgeplaases van die Amerikaanse regering, die adjunkminister van Buitelandse Sake, die adjunkminister van Binnelandse Veiligheid, hy het hulle daar ingewag. Staaltjies uitgeruil, ek dink is die adjunkminister van Buitelandse Sake wat sy vrou uit Iran gevlug het, as ek reg het gesê, jy weet hulle het ook gevlug uit hulle land. Ek gebruik vandag 'n CBS News berig en nie 'n plaaslike berig nie, want ek dink hier is nie die einde van die storie nie. Soos wat daar in Suid-Afrika baie groot verdeeldheid is oor is dit die regte ding om te doen, weet wie kwalifiseer, hoekom kwalifiseer hulle, op grond waarvan kwalifiseer hulle. Daar's baie groot verdeeldheid in Suid-Afrika, selfs onder Afrikaanse mense oor die hele program. En in die VSA kan 'n mens klaar sien dat dit presies dieselfde daar is. Ja. So as hulle gedink het almal gaan hulle met oop arms daar verwelkom, het ek so klein bietjie slegte nuus. Dit is nie die geval nie. Ek sien hierso hulle berig een nie-regeringsorganisasie is 'n biskop wat sê die Amerikaanse regering het hulle gevra om hierdie vlugtelinge te help, want die regering daar maak staat op NRO soos hierdie om hulle te help met integrasie, met wat ook al. En hierdie organisasie het van die hand gewys. Hulle het gesê, weet, hulle kan nie met 'n skoon gewete begin help terwyl hierdie proses het maande geduur, dit duur dikwels jare. Jy weet, hulle is nie seker op grond waarvan hierdie groep mense vinniger toegelaat word in die land nie. So in Suid-Afrika is daar verdeeldheid hieroor en mense kan reeds sien in die VSA, mense sou dit verwag, is daar ook verdeeldheid. En ek dink 'n mens kan so 'n bietjie verhandigheid uit sekere geleedere verwag van wat maak hierdie groep mense so spesiaal. En ek dink dit gaan 'n moeilike oorgang wees om te bestuur vir die mense betrokke, vir die mense wat hulle moet help integreer. Dis 'n sensitiewe kwessie. Niemand het ek dink hals oor kop op daai vliegtuig geklim en alles agtergelaat nie. So ongeag hoe jy daaroor voel, dink ek dit gaan 'n moeilike proses wees vir diegene betrokke. Ek dink as mens feitelik daarna kyk en hulle praat ook daar van die berig, Christel, is die feit dat baie mense wat vlugtelingstatus wil bekom in die VSA gaan in hierdie kampe, hulle bly daar vir jare, dit is nie die beste omstandighede nie, die partykeer is dit haglik, en so dit eintlik wat die nie-regeringsorganisasies ook gesê het, baie van die mense wat klaar in hierdie kampe was, word gedeporteer op hierdie stadium deur president Trump. Hulle het eerste aandag nodig. Hulle het eerste aandag nodig, hulle is vir jare al in hierdie vlugtelingkampe, maar nou kom hierdie groep mense en so hoekom kry hulle al voorkeur so nie ons wil nie. Ek dink daar was nog 'n organisasie wat gesê het hulle stem nie noodwendig saam nie, want hulle het baie vrae, maar hulle sal my help want hulle kry die geld van die staat. En mens kan ook nie mense blameer as jy ook daai vrae vra nie, want ek dink as ek ook geweet het die vlugtelingkampe in ons land verstaan wat vlugtelinge gehad het, sou ek ook gewonder het hoekom 'n groep Amerikaners nou ewe skielik gehelp word of hoekom ons hulle vinniger moet help. So ek dink die feit bly staan, jy gaan altyd dit kry aan die ander kant ook, want is ook 'n ekstra groep mense in jou land, waar mense baie sensitief ook oor is. So ek dink mense moet dit in gedagte hou. Ja, ek dink veral in VSA waar mense geweldig gevoelig is, daar was groot deportasie kwessies, jy weet, mense is op vlugte gepak en huis toe gestuur en nou kom hier 'n nuwe een in. So ongeag hoe jy daaroor voel, daar gaan vrae daaroor wees en daar gaan mense wat nie gelukkig wees nie, maar geen twee mense is reël gelukkig oor enige besluit nie. Ja. Maar ek dink dis iets waarop hulle voorbereid gaan moet wees. Dit was my interessant geweest dat niemand praat nie. Niemand wat op die vliegtuig geklim het nie, weet, mense beklei onder mekaar oor hoekom, weet, ek het gehoor gister hulle praat oor mense se geleefde werklikheid. So mense is nie heeltemal seker wie hierdie mense is en wat hulle geleefde werklikheid is nie, want niemand sprak geen sprook nie. Ons weet eintlik niks nie. Dit is my interessant, mense moet altyd onthou dat vlugtelinge van reg oor die wêreld is mense wat gewoonlik uit hulle eie lande uit meestal te voet vlug met 'n plastieksakkie vol kos en klere en met absoluut niks het nie en wat alleen daar kom en hulle familie soms agterlaat, hulle vrouens en kinders net om 'n lewe te maak. Interessant, hierdie mense is deur OR Tambo, deur douane
deur die Suid-Afrikaanse stelsel die vryheid om dit te kon gebruik. Mense moet dit ook 'n bietjie, mense moet nie die perspektief daarvan net sien. Hulle is vry om te gaan waar hulle wil. Dan moet 'n mens weer, ek dink 'n mens moet maar weer die term vlugtelinge dalk hersien. Ek hoor wat jy sê. Soos ek jou sê, dit mense met fyn trap hier, want ergens gaan iemand vies wees. Ek weet nie, miskien verskil mense se idee van vlugtelinge. Ja, ek dink dit is 'n goeie punt om te maak. In Amerika het iemand ook in een van die berigte gesê, een van die mense in die parlement, om te sê volgens hulle is die groep Afrikaners kwalifiseer as vlugtelinge volgens die definisie. Okay. Ronald Lamola het gister gesê en die president het ons volgens gelees in die nuus het gesê hy voel nie hulle kwalifiseer as vlugtelinge nie. Wat is sy goeie reg is? Wat sy goeie reg is. Baie mense is 'n goeie reg. So ons gaan altyd daai twee opinies hoor van wat gaan in en dit sal interessant wees om te sien hoe dit uitspeel of er nog Suid-Afrikaners is wat gaan en wat met hierdie Suid-Afrikaners gaan gebeur. Ek dink al wat ons kan doen eintlik is om die storie dop te hou. Absolutely. Dan Christel konstabel verlam na ongeluk aan diens. Dit is 'n baie slegte storie. So dit het nou al 'n rukkie gelede gebeur. Dit is 'n konstabel. Hy was by Moreesburg by die polisiekantoor en hy en twee kollegas was in 'n motorongeluk geweest. Een van sy kollegas is dood in die motorongeluk. En hy het wakker geword en hy het besef daar's 'n groot fout en hy is verlam sedertdien. En die ongeluk was tydens die uitvoer van hulle dienste. Yes. So hulle was op patrollie geweest op die N7 en toe die kollega het beheer verloor oor die voertuig, hulle het 'n lamppaal getref, omgeslaan en hy is in 'n rolstoel sedertdien. Wat regtig sleg is dat hy sedertdien eintlik so half met bakkant staan om gehelp te word. So as die mense berig van begin tot einde lees, hulle sien die polisie het gehelp, maar net tot op 'n punt. So wat hy sê is hy het soveel nog om te gee, maar sy werkplek moet aangepas word. Jy weet, as ek hier wil kom, moet ek daar met 'n huispak vir my wees, of daar met 'n rolstoelvriendelike toilet vir my wees. En hy kan nie sy werk doen as daai goed nie aangepas word nie. En wat hy sê is hy is in 'n rolstoel, maar hy het soveel om nog te gee. En ek dink 'n mens moet regtig met jou hoed afhaal vir iemand wat uit sy pad uit gaan om, jy weet dit is 'n lewe verander. Van tevore was hy 'n polisieman geweest, hy kon hardloop, hy het boewe gejaag, hy het sy lewe gewy aan die veiligheid van ander mense, wildvreemdelinge. En ek dink die minste wat 'n mens van die polisie kan verwag is om nou uit hulle pad uit te gaan en hom te help om sy werk te doen. Hy wil steeds in die polisie wees. Hy gaan nie meer kan doen wat hy van tevore gedoen het nie. Dit is so, maar dit beteken nie die polisie moet hom help nie. So die parlement het nou ingetree, die parlementêre portefeulje komitee oor polisie. So hulle het die saak bespreek en hulle het gesê asseblief, jy weet, iemand moet nou kyk hierna. Polisiebeamptes het mediese fondse. Maar ek dink almal wat al in die moeilikheid beland het, ewe skielik kom jy agter, jy weet, 'n mediese fonds gaan net so ver. Hy kry net 5 fisioterapie sessies per jaar. Vir 'n man wat 2 jaar gelede geloop het en vandag is hy in 'n rolstoel, 5 fisioterapie sessies. Dis nie genoeg nie. Ek dink ons kan 'n fisioterapeut vra. Ek dink ons kan vir mekaar sê luister. Ja. Nee. Weet dit maak prakties net nie sin nie. En ek dink iemand wat wil aanhou teruggee, moet mense help om dit te doen. Ja, absoluut. En mense moet dankbaar wees daarvoor. Verseker. Dan oor na die skikkingsaanbod. Ja, nog 'n slegte saak wat lewens geëis het, mense wat kinders wat gestremd gelaat het, jy weet wat ma's wat listeriose opgedoen het terwyl hulle swanger was. So goeie nuus is daar's nou 'n skikkingsooreenkoms. Dis net maar regsterme net. Dis niemand aanvaar aanspreeklikheid nie, maar daar word 'n aanbod gemaak. Die besonderhede word nie so baie duidelik bekend gemaak nie. So sit en smile net Peer. Lawyers weet van hierdie goed. Dis 'n groot tree vorentoe vir mense wat ek dink die laaste paar jaar baie swaar gekry het. Jy weet, nog 'n plek waar iets het hulle getref waar hulle eintlik nie beheer gehad het nie. Jy weet, hulle het geëet, hulle het kos geëet en toe tref 'n onheil hulle. So dis goeie nuus dat daar nou minstens 'n aanbod gemaak is, soos ek sê, sonder die erkenning van aanspreeklikheid. So hoe mense nou ook al daaroor voel, baie van hierdie mense het hulp nodig. Ja. En hulle het nie oor 6 jaar hulp nodig nie, en ons almal weet hofsaake kan jare duur. Hulle het nou hulp nodig. So as hulle dit nou kan kry, dan dink ek moet mense dit as 'n soort van 'n oorwinning sien. Tiger Brand se bewoording hier was die aanbod se rewig aan bepaalde voorwaardes sonder erkenning van aanspreeklikheid en dit is 'n volle en finale skikking van die bepaalde eisers se eise
teen Tiger Brands. Hulle sê vir hulle, jy moet verstaan, hierdie is nou die laaste keer wat ons vir jou geld sal aanbied. En as jy dit nee sê daarvoor, dan, en jy's nie volgens ons voorwaardes nie, dan kry jy dit in elk geval nie. Maar nou sit 'n mens die dink, maar dan sal mense sê met my magtig, dan gaan ek nog steeds hof toe. Maar die hofproses op hierdie stadium is, daar moet eers bewys word dat daai wat jy geëet het, werklik waar daar kom van daardie aanleg af. So daai proses moet nog in die hof bewys word. En intussen kry jy niks, jy sukkel aan op jou eie. Intussen sukkel jy aan. Ja. En dan daarna, as daar bewys dat jy werklik dit gehad het, dan is daar nog steeds die aanspreeklikheids geding wat moet gebeur teenoor daai en die bepaling van jou spesifieke behoeftes wat anders is as al die ander mense, so dan moet evaluasie van almal se behoeftes gedoen word. Dit is 'n lang pad om te stap as 'n mens nie hierdie aanvaar nie. So tussen die duiwel en die diep blou see sit jy dan nou. Ja. Ja, jy moet sekerlik dan nou besluit, wil jy iemand probeer straf of wil jy hulp kry? Slegte goed gebeur. Dit gebeur met gewone mense, dit gebeur met gewone maatskappye. Is iemand reg, is iemand verkeerd? Dit maak het jy nou hulp nodig? Ek dink dis waarna mense uiteindelik moet kyk. Mense moet dit vir jouself vra, 'n moeilike vraag. Dis presies wat jy sê tussen die duiwel en die blou see. Kristal, hoe lyk Eskom se geldsaake? Hoe lyk Eskom? Die ligte is aan. Hierdie was my 'n vreeslike interessante storie gewees, want dit praat oor, ons hoor baie oor hoe groot Eskom se werksmag is. En as mense dit nou in syfers sien, dan is dit interessant. So hulle verwys hier na navorsingswerk van die Wêreldbank wat bevind het Eskom het te veel werkers. So hulle bevinding hier is Eskom met 66% te veel werkers. Wat beteken ons betaal te veel vir krag. En wat hulle dan ook sê is ondanks die groot getal werkers wat volgens hulle te veel is daar nog steeds 'n gebrek aan vaardighede in Eskom. So jy weet 66% te veel, maar te veel van die verkeerdes. Ja. Dit is regtig skrikwekkend hier wat hulle sê, weet ons het Eskom wek nou minder krag op as in 2008. So die werkmag het toegeneem van 29,000 en something in 2002, 48,000 in 2018 en nog steeds wek ons minder krag op met al hierdie mense. En hulle verwys ook hier na die betaling. In 1990 was die gemiddelde koste per werker, so koste per werker R38,000. In 2024 913,000. Dis 'n 976% verhoging oor 34 jaar. Nou 34 jaar is baie lank tyd, maar 900%. Ons het vroeër vanmôre daai sommetjie gemaak en gesê, maar die van ons wat daai tyd al gewerk het, as jy moet jou eskalasie vat van jou eerste salarischeck daai tyd tot nou, is dit nie so buitensporige groei eintlik nie, maar 'n individu upskill soos die Engelse sê en jy word beter en jy vind 'n nering en. Hierdie is poste soos wat jy nou gesê het wat dieselfde standaard gehad het sedert daardie tyd. 'n Elektromeganiese ingenieur het dieselfde daai tyd werk gedoen as wat hy nou doen. Teoreties. Ja. En daar is nie 'n upskill andersins gewees nie. Inteendeel, die kwalifikasie vir hierdie poste in meeste gevalle het gesak. So dit laat 'n mens wonder, hoekom so baie? Ja, hoekom so baie? Kyk, mense moet ook 'n bietjie net skepties wees om te sê hierdie is die gemiddelde salaris. Dis om te sê in Suid-Afrika verdien die gemiddelde Suid-Afrikaner R25,000 'n maand. Kyk, ons het 'n paar miljardêers hier, ons het 'n paar met offshore rekeninge. So as dit deur 'n groep van ons deel gaan, dit lyk of dit betreklik goed gaan met talle van ons wat nie altyd heeltemal 'n weerspieëling van die werklikheid is nie. Ja. Maar dis my interessant dat hulle sê weer daar 66% te veel mense maar ongelukkig nou nie altyd die regte mense nie. Ja. Dan oor na die buiteland en hierdie was my nogal skokkend geweest, die Taliban wat skaak opgeskort het. Dis altyd vir my interessant om te sien waarmee die mense waarmee ons as 'n land ons besig hou, hulle besig hou. En die Taliban in Afghanistan het nou skaak verban tot verdere kennisgewing. So wat hulle sê is hulle is bekommerd dat dit 'n bron van dobbelary is. Wat vir my interessant is, want Mens kan toch seker dobbel op enige ding. Jy kan. Kom ons hardloop op die pad af. Jy kan 'n resies hardloop en dit kan dobbelary wees. Ek dink skaak, dit word al, ek wil sê miljoene jare gespeel. Dit is 'n toets van mense se vernuf, jy weet, hoe kan jy iemand anders uitoorlê? Dit is 'n vreemde ding. So wat hulle hierso sê is daar's byvoorbeeld kafees waar jong mense, hulle sê daar's nie veel te doen vir jong mense nie, so hulle kom hou hulle skaakkampioenskappe. So jy kom toets jou slimheid teen iemand anders en hulle het nou gesê nee, maar dit lyk vir hulle amper nie
reg nie. So dit word nou verbied. Kyk, sport vir alle vroue, Ja. alle sport vir vroue is ook verbied. Ja. Dit is my absoluut waansinnig. Maar dit is ook 'n vreemde storie want hulle sê hulle is nie seker nie. Hulle moet nou eers gaan toets Ja, volgens hul daar is- geloof Is of dit moontlik of dalk? dit moontlik dalk is. Maar wat is dit omdat twee mense teenoor mekaar meeding? Maar dan moet hulle niks sport doen in hulle land nie, nie Ek net die sê, vrouens nie. Kyk, hulle praat hier van MMA ook, nê, van want hulle sê dis ook teen hulle geloof. Maar ja, ek wil ook nie iemand my so in die gesig slaan nie. Moet dit noodwendig verbied word? Die weet ek nie. Maar skaak het vir my 'n gevoel. Weet, ons kinders doen skaak op skool. Dit leer jou wiskunde, dit leer jou slim dink, Maak hulle geld. strategie. Ek weet nie. Ja, maar nou. Wat dalk dobbel hulle chappies, jy weet nooit kinders. Ek gaan niks wen nie, maar Ja. nee, kerels. Kristal, dan het jy genoeg geld om die skaarse muskadel te koop. Luister, ek gaan vir julle een leidraad gee, dit is Montague. Julle gaan dit die hele dag sing. Wag daarvoor. R17,000 vir 'n bottel muskadel. 1930, dit is gebottel voor die Tweede Wêreldoorlog. Ek is altyd verstom as mense soveel geld vir iets uithaal wat hulle nie kan. Gebruik nie. Wel ja, of kan Ek hoor toets jou. nie. Dis nie so erg nie. Kom ons wees nou maar eerlik, was jy al ooit op 'n golfdag in Pretoria? Het jy al gesien wat se drank mense koop op 'n golfdag se veiling in Pretoria? Ek hoor wat jy sê. Daai is 'n kleintjie. Hierdie is 'n filletjie. Daai is dit kleintjie. Ek weet nie, dit voel vir my as jy 'n kar koop, kan jy daarom start en om die blok gaan ry. Wat doen jy nou met hierdie bottel? Kyk vir hom. Ja, En hy's vir jou mooi. Dit is 'n stuk geskiedenis. Ek weet dit is en dit is pragtig. Dit is absoluut 'n stuk geskiedenis en dit is dan ook seker waar dit kom by die handelsmerk, nê? Nee? Is KWV dink ek het hulle gesê is 107 jaar, 107 jaar oud. Hoes wye voete muskadel. Ja, nou ja, ek weet nie of jy hom gaan oopmaak. Hoekom dan nou nie? Maar seker. Hoekom dan nou? al wat ek nou geleer het is Kristal gaan nie dit koop betaal vir iets wat sy nie kan gebruik nie. Nee, ek gaan David Kramer sing en ek gaan kyk vir my dierbottel. Kristal. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dit is Kristal Cornelissen bly geskakel net en dan gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.